Hier's iemand wat wakker geroep moet word hierso. Ek wonder of julle gou vir my gaan help. Gaan tel tot 3 en dan moet julle roep Jasper, Jasper, is julle reg? 1, 2, 3. Jasper. Dalk ons moet 'n bietjie skop. Nee, ek hoor nog niks. Sal gou een keer probeer. 1, 2, 3. Jasper. Hier kom hy, kom hy. Ag nee, Jasper, dis mos nou nie 'n manier om die mense te groet nie. Sê môre vir al die maats. Ek wil nie. Jy is ongeskik môre. Wat gaan met jou aan? Ek het lekker geslaap en toe koros julle. Jasper, Jasper. Ek is nie doof nie, hoor. Ja, Jasper, relax. Dis nie so erg nie. Wat is jy so knorrig? Het jy vanoggend met die verkeerde voet uit die bed uitgeklim? Daar's 'n regte en 'n verkeerde voet. Dis net 'n manier van uitdrukking. Nee. Daai sal vir my baie sin maak. My hele lewe lank het niemand nog ooit vir my gesê daar's 'n verkeerde voet om uit die bed uit te klim nie. En nou verstaan ek my ma ook baie beter. Shame. Sy het seker ook nie geweet nie. Jasper, dis net 'n uitdrukking om te sê jy is in 'n verkeerde bui vanmôre. Nee, doen nie. Ek dink sê vir my, wat is die regte voet? Is die regte voet of die linkervoet? Die enige voet. Ek kan daai teorie nog ondersoek. OK, jy daai. Maar hoekom is jy so knorrig? Ag, Tony. Jy sou ook knorrig gewees het as jy groen was. Wat het groen daarmee te doen? Tony, as jy môreoggend opstaan en jy is groen, dan vat jy jou onmiddellik hospitaal toe. Maar ek moet my hele lewe lank met hierdie kleur leef. Maar Jasper, jy's 'n pop, dis jou natuurlike kleur. Ek weet nie wat met hom gaan vanmôre nie. Wat, jy is regtig waar sommer happerig en buiterig vanmôre. Wat is fout? Ag, Tony, ek het nie 'n lekker week by die skool gehad nie. Hoe so? Wat is fout? Ag, Tony, alles het verkeerd geloop. Iemand het vir my gesê, jy weet, my mond is groot. Ek het 'n groot mond. Ja, maar Jasper, jy praat so bietjie. Jy praat so bietjie baie. Ag, Tony, dis nie dit nie. Hy het gesê, my mond is so groot, ek het seker 'n besem nodig om my tande te borsel. Dit is 'n bietjie lelik van hom. Ja, en ons het ons wiskunde toetse teruggekry en ek het baie sleg gedoen. Maar jy doen gewoonlik goed in wiskunde, wat was fout? Dis daai woordsomme, Dominee, daai woordsomme. Wiskunde is veronderstel om logies te wees, maar woordsomme is nie logies nie. Wat bedoel jy? Dominee, daar was een sommetjie wat sê, daar is 3 voeltjies wat op 'n telefoondraad sit. En die weerlig slaan 1 dood. Hoeveel voeltjies is oor? 2. Nee, Dominee! Dit is die antwoord. Dis wat die Dominee, ag, dis wat juffrou ook gesê het, maar dit is nie so nie. Watter voeltjie gaan op die draad bly sit as hy 2 maatjies rondom hom doodgeslaan word? Hulle het almal weggevlieg. Maar dit was 'n som. Ja, maar wiskunde moet logies wees. Ek verstaan wat jy sê. In die werklikheid sou daar nie 'n voeltjie meer op die draad gesit het. OK, jy's reg. Maar ja, dit is nie nodig dat mens so knorrig moet wees. Is daar iets wat ek kan doen om jou beter te laat voel? Ja, Tony, jy kan 'n bietjie my rug krap. Hier's 'n plekkie hier agter. Wat ek net nie kan bykom nie. Ja, Jasper, ek kan seker dit vir jou doen. Is dit beter? Oh, dis baie lekker daai. Ja, net daar, dis die plek. Dit was goed. Nou voel ek beter. Ek hoor niks. Ek hoor niks. Tony,
Nee. Hoor wat hulle sê, hulle weet, as iemand iets gedoen het, dan sê jy dankie. Maar jy hoor dan niks. Jasper, ek dink jy is ondankbaar, né? En al hierdie goeders waar jy nou klaar van hierdie week wat so verkeerd was, miskien is dit jou probleem, dat jy net die verkeerde goeders raak sien, en nie die ander goeders nie. Maar vanoggend se boodskap is net vir jou bedoel, so ek wil hê jy moet mooi luister, want hierdie is dalk die belangrikste boodskap wat jy en hierdie kinders en almal vandag nog ooit in hulle lewe gehoor het, en wat 'n groot verskil gaan maak, so jy moet mooi luister, asseblief, okay? Okay, Jody. En nou kan jy maar verder gaan slaap, sê baie vir die maats. Hoi maats, hoi! So julle weet wat dit beteken as iemand sê, ek hoor niks. Dat hierdie ou Jasper, hy raak hom beter, net soos hy ouer word. Ok, julle, ons gaan vandag 'n baie belangrike storie hoor, 'n baie belangrike les. So julle moet mooi luister, en dit gaan oor dankbaarheid. So die storie wat ek vir julle gaan lees ons in Lukas 7:10 vers 11. En ons gaan nou nie die woorde op die bord gooi nie, want ek wil julle moet mooi luister na die storie self. Ok, so vers 11, kom ons bid eers saam, voor ons die storie lees. Here Jesus, baie dankie, dat U hier teenwoordig is, dat wanneer ons hier by mekaar kom, ons weet, dis nie net ons as mense wat hier sit nie, Here, maar U Heilige Gees, U teenwoordigheid, is ook hier saam met ons. Here, en waaroor ons praat, dit wat ons hoor, dit wat ons sing, dit wat ons bid, Here, U is deel van dit alles. Baie dankie, Here, dat ons hier by mekaar kan wees. Here, ons dink aan hulle wat siek is, wat in die hospitaal is, wat by die huis is, in 'n siekeboeg. Ag Here, wees ook met hulle. Here, en dat hulle ook daar waar hulle is, besef die Here is altyd en oral by ons, dat hulle ook U teenwoordigheid daar kan aanvoel. Here Jesus, en nou vra ek dat U ons ore sal oopmaak, dat ons mooi sal luister, wat is hierdie belangrike ding wat U vandag vir ons wil kom sê uit die woord. Spreek Here, U kinders luister. Amen. Lukas 17 vers 11. Op 'n keer het Jesus op pad na Jerusalem deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea gereis. Toe hy 'n sekere dorpie binne gaan, het 10 melaatse mans hom tegemoet gekom. Hulle het op 'n afstand bly staan en uitgeroep: Jesus, Meester, ontferm U tog oor ons. Wys vir ons daai eerste skyfie. Daar is die 10 melaatse mans. Nou melaatsheid. Het julle al gehoor van melaatsheid, daai siekte? Het julle al gehoor daarvan? Hansen's disease. En dit is 'n siekte wat tot vandag toe nog is dit ongeneeslik. Hulle kan dit stop, dat dit nie verder versprei nie, maar die skade, die simptome wat die siekte aan jou liggaam gedoen het, voordat die dokters dit opgetel het, hulle kan niks doen om daai goed gesond te maak nie. Wat hierdie siekte doen, hy stop die bloedvloei na sekere dele van jou liggaam. En dan begin daai dele van jou liggaam, omdat daar geen bloed is wat daartoe gaan nie, dan begin dit doodgaan. En dan raak hulle later so pers en donker en swart, en dan begin dit vrot. So daai goeters begin vrot, dele van jou lyf vrot af. Jy loop nog so en dan woeps, dan val jou hand somme af. Nie vandag nie, gelukkig vandag is daar medisyne soos ek sê, en die mense weet hoe om dit te behandel, maar die tyd wat Jesus geleef het, was daar geen behandeling daarvoor nie. So as jy melaatsheid ontwikkel het, dan het jou eie familie, het hulle vir jou gesê, nee, jy kan nie meer hier bly nie. Hoekom het hulle dit gesê? Want hulle is bang, dit is aansteeklik, hulle gaan ook siek raak. En behalwe dit, het julle al geruik hoe ruik vrot vleis? Dit is iets wat verskriklik stink, dis ek een van die ergste stanke wat daar is. So hierdie mense wat melaatsheid het begin stink, want hulle vleis het begin vrot. Dit was 'n terrible siekte. En as jy dit gekry het, was baie hartseer, want dan jou eie familie het jou uit die huis uit geskop, jou hele dorp het jou uit die huis uit geskop. Hulle het gewoonlik iewers buite die dorp, het hulle in 'n grot of iets gaan bly, die mense wat melaats was. En as hulle naby ander mense gekom het, hulle 'n groot klok gehad wat hulle moes lui.
om hulle te waarsku dat hier kom nou 'n malaatse mens na my, sodat nooit iemand naby hulle gekom het. Kan julle dink hoe hartseer dit moet wees, en nou is hulle besig om dood te gaan, en niemand eers wat vir hulle 'n drukkie kan kom gee nie. Dis 'n terrible siekte. So daar's 10 malaatse mans wat buite hierdie dorpie gebyt, en hulle sien vir Jesus aankom, en iewers moes hulle al iets van Jesus gehoor het. En is dit nie wonderlik die geloof wat hulle gehad het, dat hierdie Jesus dalk moontlik vir hulle kan genees nie, van hierdie ongeneeslike siekte. Niemand is nog ooit daarvan genees nie, maar hulle glo Jesus sal dit dalk kan doen. So hulle roep Jesus, help, ontferm U oor ons. En dan lees ons in vers 14, toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan wys julle self vir die priesters. Op pad daarheen is hulle gereinig. In ander woorde, het hulle gesond geword. Nou, hoekom moet hulle vir die priesters gaan wys het? Kyk, hier by ons, as jy nou siek was, en jy is nie seker, is jy nou al gesond of iets, jy gaan jy mos nou na 'n dokter toe. In daardie tyd het mense geglo dat gebreklikheid en siektes is eintlik die gevolg van sonde. So as jy siek was, dan was dit omdat of jou geloof nie groot genoeg was nie, of omdat jy een of ander sonde in jou lewe gehad het. En daarom het hulle geglo, 'n ou wat malaat sê, "Sjoe, hierdie ou moes 'n baie groot sonde gedoen het dat hy so gestraf word met so groot siekte." En daarom was dit nodig dat as 'n ou glo dat hy nie meer malaats is nie, of dat hy nie meer 'n ander siekte het nie, dan moes hy na die priester toe gaan, en die priester kon sê, "Oké, nee, jy is nou rein, jy is nou gesond." En dan lees ons op pad daarna, het hulle inderdaad gesond geraak. En dan vers 15, een van hulle, toe hy sien dat hy gesond geword het omgedraai en God met 'n harde stem geloof. Hy het op sy gesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. Hy was 'n Samaritaan. Jesus antwoord hom toe, is daar dan nie 10 gereinig nie? Waar is die ander 9? Wonder wat Jasper ook daai som sou kon doen, nee, met die wiskunde. Was daar dan niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te loof, behalwe hierdie vreemdeling, hierdie Samaritaan nie? Toe sê hy vir die man, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Waaroor gaan hierdie storie? Dit gaan oor dankbaarheid. Dankbaarheid van hierdie man was nie net om dankie te kom sê nie, maar sodat God geëer kan word. En dit is ook wat dankbaarheid eintlik vir ons vandag is om God te eer vir die goeie en die mooi dinge in ons lewe. Nou, ek gaan vir ons eers gepraat vir waarvoor kan 'n mens alles vir die Here dankie sê. En nou weet ek, julle wil sommer vinnig sê alles. Ja, mens kan eintlik vir alles vir die Here dankie sê, maar daar is nog sekere goeders wat mense nie vir die Here wil dankie sê nie. Ek sal nou nie vir hom dankie sê dat die duiwel daar is nie, ek sal nie vir hom dankie sê vir sonde nie. So, kom ons begin gou. Waarvoor kan ons alles vir die Here dankie sê? Nou die eerste ding waarvoor ons vir die Here kan dankie sê, is vir dinge. Menslike dinge waaraan jy kan vat. En dan, ek dink die belangrikste van daai dinge is seker mense, spesiale mense in jou lewe. Sê julle vir die Here genoeg dankie vir 'n mamma en 'n pappa, en 'n ouma en 'n oupa? Wie se maagies is vanoggend vol? Ja, as dit nie vir mamma of pappa was wat vir jou 'n bietjie pap of broodjie of iets of oggend gegee het nie, nou was jou maag leeg. En wie het in 'n huis geslaap met 'n dak? Julle weet daar's kinders wat buite slaap, wat in 'n kartonboks slaap, wat op 'n bankie slaap, wat hulle nie in 'n huis slaap nie. Dis mamma en pappa wat gemaak het dat jy 'n huis kan hê om in te slaap, nê? Ons het soveel om vir dankbaar te wees. So ons sê vir die Here dankie vir mamma en pappa en ouma en oupa en al die spesiale mense in ons lewe. En dan sê ons ook vir ander dinge dankie. Die groot dinge en die klein dingetjies. Die goeders wat ons van selfsprekend aanvaar, soos byvoorbeeld dat ons kos het om te eet. Daar's baie mense wat nie kos het om te eet nie. En ons kan ook dankie sê vir die spesiale dinge, wanneer jy dalk 'n groot verrassing kry of 'n geskenk, dan sê ons ook dankie. 'n Ander ding waarvoor ons mense kan dankie sê, is vir jou gawes en jou talente.
Is die enige een hier van julle wat vinnig kan hardloop? Ja, is 'n paar wat vinnig kan hardloop. Enige een van julle wat mooi kan teken? Mooi kan sing? Wat goeie grappe kan vertel? Wat snaakse geluide kan maak? Wat lekker drukkies kan gee? Ja. Dis alles gawes en talente wat die Here vir ou gegee het. Elke liewe ding wat 'n ou kan goed doen en reg doen, moet jy vir die Here sê dankie daarvoor. En dan is daar nog 'n groot ding waarvoor ons vir mense kan waarvoor ons die Here kan dankie sê, wat ons as kinders en jong mense eintlik van selfsprekend aanvaar, maar as mense 'n bietjie ouer raak, dan besef 'n ou mens moet maar gereeld vir die Here voor dankie sê. Ek wonder of iemand my kan help, wat is daai een? Kom van die ouer mense, waarvoor sê julle omtrent elke dag vir die Here dankie? Baie dankie Tannie Letty, vir jou gesondheid. Daar's mense wat siek is, ons het vanoggend gehoor van hulle, mense wat siek is. Dankie Here, dat ek gesond kan wees. Dis 'n groot ding. En ons sê dankie vir goeders wat in ons lewe gebeur. Wonderlike, mooi goeders, verrassings, iets lekkers wat jy dalk kry, wat jy nie verwag het nie. Nee, daai tipe goeders kan ons ook vir die Here voor dankie sê. Maar julle, die grootste ding waarvoor ons vir die Here kan dankie sê, gaan ek vir julle lees in Romeine 7 vers 24. Paulus is aan die woord en dan roep hy uit: Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Wat Paulus eintlik sê, ek was veronderstel om dood te wees. Ons almal wat hier sit, ons is veronderstel om eendag dood te gaan en dan deur wurms opgevreet te word en dan is dit oor en verby. Dan is jy nie meer daar nie. Maar die Here Jesus kom gee vir jou die ewige lewe as jy sy kind is, sodat jy vir altyd kan leef by hom in die hemel. En niemand of niks wat hier op aarde gebeur kan dit van jou wegvat nie. So al het jy niks anders om voor die Here dankie te sê nie, kan jy nog elke dag sê, dankie Here vir u verlossing. Dankie dat ek u kind kan wees. Hoe sê ons vir die Here dankie? Hoe sê ons vir die Here dankie? Ja, daar wys hy. Deur te bid? Nee. En mens hoef nie net te bid die aand voor jy gaan slaap nie. Jy kan sommer môreoggend as jy opstaan en jy sien, kyk hoe mooi is die dag, die son kom, sommer net daar kan jy vir die Here sê, dankie Here vir hierdie mooi dag. Of dankie Here vir daai maatjie wat nou so mooi vir my geglimlag het en my beter laat voel het. Jy kan deur te bid met die Here te praat, so sê jy vir hom dankie. Filippense 4 vers 6 sê, moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Daar's nog 'n manier hoe ons vir die Here kan dankie sê. Ons het dit vanoggend gedoen. Deur te sing, nee. Die liedjies wat ons sing, is ook 'n manier om vir die Here dankie te sê. Daarin maak ons die Here se naam groot en ons gee hom die eer vir die mooi goeders in ons lewe. In Psalm 147 vers 7 sê, sing vir die Here 'n danklied, sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier. In Kolossense 3 vers 16, met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. So, nou is dit dalk van julle wat al gewonder het, maar hoekom sing ons in die kerk? Hoekom sing ons so baie in die kerk? Want die Bybel sê ons moet, dit is ons manier hoe ons dankie sê, deur te sing vir die Here. Daar is nog 'n manier hoe ons dankie kan sê, en dis deur vrygewigheid. Weet julle wat vrygewigheid is? Dit beteken 'n mens is nie suinig nie. Iemand wat alles net vashou en nie wil weggee nie, dis 'n suinige iemand, maar iemand wat graag vir ander mense dinge doen, vir ander mense dinge gee, noem mens 'n vrygewige mens, iemand wat graag gee. En dit is 'n praktiese manier hoe ons dankbaarheid kan wys, om uit die oorvloed wat die Here vir ons gegee het, vir hom terug te gee. Sê, Here, ek het soveel. Ek wil hierdie gee vir mense wat minder het. Ek wil dit gee, Here, vir die kerk wat dit nodig het. Ek wil dit gee vir daai instansie wat goeie werk doen, om vrygewig te wees. 2 Korintiërs 9 vers 11 sê, hy maak julle altyd in alles ryk. Maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Daai laaste versie is ook nogal belangrik. Sê nou, jy sien iemand wat baie honger is langs die pad.
en jy gaan gee vir hom 'n stukkie brood, nee, omdat jy hom jammer kry, dan op daai manier sê jy vir die Here dankie, maar daai persoon wat nou die broodjie kry, hy sê vir jou dankie en hy sê ook vir die Here dankie, dankie Here dat U hierdie persoon, hierdie vrygewige persoon oor my pad gestuur het. So 'n vrygewige daad lei net tot dankbaarheid oral. Daar's 'n storie wat 'n dominee John Ramsey vertel, dat daar eendag na 'n diens, toe kom daar 'n seentjie na hom toe vra, dominee, hy het so 'n blommetjie gedra, jy het al gesien mense dra soms hierdie blommetjies op hulle bors, nee, as hulle mooi netjies en deftig wil lyk, en die dominee het so 'n blommetjie gehad, toe vra hy die seentjie, dominee Ramsey, kan ek nie asseblief jou blommetjie kry nie? Ons gaan nou na my ouma in die ouete huis toe, en ek wil baie graag vir haar blommetjie vat, en ek het gebid dat die Here vir my iewers 'n blommetjie vanoggend sal gee, dat ek vir my ouma kan vat. En dominee Ramsey sê, weet jy, ja, enige tyd, en toe hy besig is om hierdie blommetjie los te maak, toe sien hy die ruiker wat daar voor in die kerk staan, en hy sê vir hom, weet jy wat, gaan gee sommer hierdie vir jou ouma, en hy seentjie se gesig het geblom, hy sê, sjoe dominee, ek het net gebid vir 'n blommetjie, nou kry ek sommer 'n hele bos. Dis mooi nie, en sulke goed gebeur. Maar ons moenie net per geleentheid dankbaar wees en dankie sê en vrygewig wees nie. Eintlik sê die Bybel, moet dit 'n manier van lewe wees. Elke oomblik. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dat ons moet dankbaar leef, maak nie saak hoe sleg dit met ons gaan nie, ons moet altyd onthou van die mooi en die goeie in ons lewe en dankbaar daarvoor wees. Daar's 'n storie van hierdie dogtertjie, wat eendag by die huis gekom het, sê sy vir haar mamma, mamma, ek is vandag baie dankbaar. En die mamma vra, nou waaroor is jy dan nou vandag so dankbaar? Sy sê, mamma, ek het vanoggend laat vir skool gekom, toe kry ek detensiepunte. En toe kom ek agter in die wiskundeklas, dat ek het die verkeerde huiswerk gedoen, en toe skel die meneer my. In die geskiedenisklas het ek 'n verkeerde antwoord gegee, en toe lag die hele klas vir my. Pausetyd, toe ons dampie speel, toe gly ek, en toe val ek, en toe skuur ek my knie nerf af. En toe in die laaste periode, toe trek Pietie agter my hare, en hy steek my met sy potlood in my bout, en toe ek eina skree, toe skel die juffrou vir my en sê, luister, ek het gesê, julle moet stil bly, jy gaan detensie sit Vrydag. En die mamma sê, maar my kind, dit was 'n verskriklike dag, waaroor is jy dan so dankbaar? Nee mamma, ek is dankbaar, elke dag is hy soos vandag. Altyd iets om oor dankbaar te wees. Matthew Henry is 'n baie bekende dominee uit Amerika. Hy vertel, hy het eendag gestap en toe kom daar 'n ou met 'n mes na hom toe. Hy loop so en toe druk die ou die mes hier in sy rug en sê vir hom, hey, ek soek al jou beursie, jou geld, jou selfoon, jou horlosie, alles wat jy het, gee vir my. En hierdie oom Matthew gee toe alles vir die ou en hy is half geskok en verboureerd en die ou weg en hy is op pad polisiestasie toe en hy is half kwaad vir die Here, want hy is so 'n mooi kind van die Here, hoekom die Here nie vir hom beskerm nie, hoekom die Here nou hierdie ding met hom laat gebeur. En so pad polisiestasie toe dink hy, toe onthou hy 4 goeders wat weer vir hom gehelp het om 'n bietjie dankbaar te wees. Die eerste ding wat hy onthou het is dis die eerste keer in sy lewe dat dit met hom gebeur het. Dis die eerste keer, dit het nog nooit voorheen met hom gebeur het. Dit is iets om oor dankbaar te wees. En die tweede ding is, die ou het net sy beursie en sy selfoon geneem. Die ou kon sy lewe omgeneem het, die ou kon hom doodgemaak het. So dis iets om voor dankbaar te wees. En dit wat die ou gevat het, waar hy ook dankbaar was, daar was nie eintlik geld in sy beursie daai dag nie. So dis iets om voor dankbaar te wees. Die ou het maar min gevat. En die laaste ding wat hy toe vir die Here dankie sê, so dink hy, weet jy, ek het in 'n goeie huis groot geword en ek het van kleins af die Here geleer ken.
Ek weet nie hoe daai ou groot geword het en hoe sy mamma en pappa hom geleer het en of hy dalk het hy nie eers 'n mamma en pappa gehad nie. Sy dankie Here dat ek die een is wat beroof is en nie die een is wat geroof het nie. En toe sy weer dankbaar van vooraf. Kolossense 2 vers 6 en ek is nou amper klaar. Sê aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Met ander woorde, julle moet so naby aan die Here wees, nê? In hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos die Here geleer het en met dankbaarheid vervul. So mag dit ook so wees, liewe maats, ons groter maats, ouer mense, dat ons al hierdie dinge wat ons vandag gehoor het, ons dit sal onthou. Ek wil afsluit met 'n ou kan nie altyd kies of jy gelukkig is nie. Nee, mens kan nie kies of jy gelukkig of ongelukkig is, die dinge gebeur. Maar 'n ou kan kies om dankbaar te wees. En is my ervaring, my hele lewe lank sien ek dit al, dat mense wat kies om dankbaar te leef, is gelukkige mense. En mense wat ondankbaar is ongelukkige mense. En dit wil ek nou vir almal vanmôre sê, is 'n keuse om dankbaar te leef. En dankbaarheid en geluk loop so. Mense wat kla en wat moan en wat ontevrede is en alles loop net verkeerd en die lewe is so bitter en die lewe is so onregverdig. Hulle is ongelukkige mense. As hulle kies om dankbaar te wees, gaan hulle dalk gelukkig ook wees. Kies dankbaarheid, kies geluk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons soveel het om voor dankie te sê. Ons sit hier vanoggend, ons het oë om mee te sien, en ons het ore om te hoor, ja, dalk het ons 'n bril nodig, en dalk het ons 'n apparaatjie nodig, maar Here, ons kan nog 'n bietjie sien, ons kan 'n bietjie hoor, ons kan nog 'n bietjie loop. Here, terwyl daar mense is wat niks van hierdie dinge kan doen nie. Here, en ons maag is vol, en ons het 'n bed om in te slaap, en ons het mense wat vir ons lief is, en vir ons omgee. Soveel om voor dankbaar te wees. Jammer, Here Jesus, dat ons soms al daai dinge miskyk en kies om in die negatiewe en die slegte goed vas te kyk. Help ons om elke dag dankbaar te wees. Maak ons oop vir die mooi en die goeie in die lewe. Here, ja, veral wanneer dit met ons sleg gaan en ons mismoedig is en hartseer is, help ons dan om nog steeds u goedheid en u liefde raak te sien. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.